Baie welkom. Ons kyk na die gelykenisse van die onvrugbare vyeboom. Jy vyeboom in die tuin. Dis 'n voortsetting van 5 gelykenisse oor goddelike liefde, wat ons nie kan begryp nie, genade wat te groot is om te begryp, en geregtigheid. Hierdie is groot konsepte wat die brein nie eintlik kan begryp nie. Maar ek wil julle net iets vertel. Ons was verskriklik arm. Dis net na die groot depressie. En destyds was daar teologiese apartheid ook. As jy nie in 3 van die kerke behoort het nie, was jy 'n sekte genoem en jy het dit gevoel. In elk geval, hier jou arm seentjie met die kaalvoete het groot geword. En daar was nie juist meisies wat in my belang gestel het nie. Maar ek kom in Pietersburg. Daar's 2 sissies in die kerk. Ander sissie was getroud. En een van hierdie sissies, Esther Rode, het op my verlief geraak. Dit was my so swaar as ek billig gaan nie, dis 2 messe en 2 lepels en virke en daar's 'n butler wat ons bedien. Ek was uit my veld geslaan, man. En ek het nie eintlik sosiaal ingepas by hierdie mense nie. Van die armste na die voorspoedigste. Nou dink ek, 'n ander bruidegom het op 'n bruid verlief geraak. En ek en jy is daai bruid. En hy's mal oor ons. En hy wil ons binnekort by hom hê. En soos daar afstand was tussen my familie en die Rodes, is daar 'n oneindige afstand van die hemel tot hier. Maar hy transcendeer die afstand en hy sterf aan die kruis om te sê, ek het jou lief, ek wil jou by my hê. Want as jy lief is vir iemand, moet daai iemand by jou wees. Goed, kom ons gaan aan. En dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. Dis aan wreed, né? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? So hulle het 'n konsep gehad, as 'n ramp jou tref, dan is dit God wat met jou raas. Daar's nog mense wat dink dis God, maar dis nie hy nie. Dis die Satan. Nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, julle het 'n verkeerde konsep van my. Ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So hy vat die aandag van daai mense af en hy sê, jy het bekering nodig. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Groot wingerd en hier's 'n vyeboom. Hou jy van vye? Dis allemaal lekker goeders. En hy het gekom en die vrugte daarin gesoek. Hy soek nou 'n lekker ryp vy en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie boom te soek en ek kry niks nie. 3 jaar. Dit is baie belangrike iets wat die gesê het, 3 jaar. Jesus het 3,5 jaar gepreek. Hier's dieptes in hierdie gelykenisse. Kap hom uit. Waarom maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan nog vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan hy hom ander jaar uitkap. Jesus is hier so betrokke. Hy is so genadig en so geduldig met ons. Jesus het die waarskuwing van die komende oordeel met die uitnodiging van genade verbind. In 70 het die oordeel gekom oor die Jode. Die seun van die mens het nie gekom, het hy gesê, om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. Want God het sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Nee, hy het nie daarvoor gekom nie. Maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En hy sê vir sy gehoor, dis
die plan van God die Vader en ek, God die Seun. Ons wil julle red. En hy sê dit ook vir jou en vir my. Hy wil ons red. Hy wil ons nie verwoes nie. Jesus se sending van genade met betrekking tot God se geregtigheid word in die gelykenis van die boom sonder vrugte gesien. Ek en jy vrugte van vergewensgesindheid. Hy het die mense oor die koms van die koninkryk van God gewaarsku. Hy het hulle ook oor hulle onkunde en onverskilligheid bestraf. En as ek hier goed lees, dan kyk ek hier na myself. Hy praat ook met my en met jou. Die tekens in die lug, wat die weer voorspel het, kon hulle vinnig verklaar. Maar die tekens van die tye wat na sy koms verwys het, kon hulle nie raak sien nie. En ons leef in baie ernstige tye. Sien ons iets raaks wat op 'n groot klimaktiese ramp afstuur? Deur al die eeue het die Jode gedink dat hulle God se gunstelinge is. En dat sy bestraffing by 'n ander adres behoort. Dink ons beteken so, ons is so oulik. Die mense wat na Jesus geluister het hom van 'n ramp vertel wat groot opskudding veroorsaak. Dit was voorblad nuus op die Jerusalem Post. Die Jode het die rampe as 'n oordeel van God gesien omdat mense gesondig het. Verkeerde konsep. So belangrik om 'n regte beeld van God te waardeer. En die mense wat dit vir Jesus kon vertel het dit met so 'n tikkie geheime genoegdoening gedoen. Hulle was so wonderlik goeie mense. Volgens hulle siening was hulle beter mense as die slagoffers en ook meer bebind by God as die Galileërs. Ag, dit het nie met my gebeur nie. Dit hulle gebeur. Maar die woorde van oordeel van Jesus verwag. Want hierdie slagoffers het hulle verdiende straf ontvang. Nou wag hulle vir Jesus om verder te praat. Hoe lyk ek en jy na rampe wat oral hulle kop deesdae uitsteek? Hoe vertolk ons hierdie rampe? Dink ons is witbroodjies by God, omdat ons dit ontsnap het. Pontius Pilatus se wrede optrede het die mense verskriklik ontstel. Daar was oproer in Jerusalem en Pilatus het probeer om dit onder beheer te kry. So is die politieke agtergrond. By een geleentheid het sy soldate die voorhoewe van die tempel binnegestorm. Kan jy dit glo? Kan jy dit sien? En die van die Galileëse pelgrims doodgemaak terwyl hulle geoffer het. Dit is verskriklik. Die disippels het dit nie gewaag om hulle opinie te lig voordat hulle Jesus se kommentaar gehoor het nie. Hy het hulle geleer om nie ander mense se karakters te beoordeel nie en om nie met hulle beperkte insig die straf uitwerk wat hulle moes ontvang nie. Ja, die doen het. Jy gaan gestraf word. Ons is nie vreeslik anderste nie. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Het gepraat van die groot oordeel aan die einde van die eeu. Hierdie tragedie moes hulle tot ootmoed en tot bekering lei. Dan was dit positief, maar nie tot groot moedigheid nie, selfbelangrikheid nie. In sy gesprek met hulle het hy ook na 'n profesie verwys wanneer Jerusalem beleer sou word. Dit was 'n verskriklike profesie. Hy hoor die voetstappe van die vyand wat op die stad toesak en hoe duisende die belering van Jerusalem sterf. So hy sien die een prentjie en hier is mense hier voor hom wat miskien gaan omkom by die belering. Net soos daardie Galileërs sal hulle ook, terwyl hulle offers bring, met die swaard afgemaai word. Die rampe wat sekere mense getref het, was waarskuwings van die Here aan 'n nasie wat net so skuldig was. Maar as julle nie bekeer nie, sê Jesus, sal julle almal net so omkom.
Net vir nog 'n klein rukkie gaan daar vir julle genade wees. Net so 'n klein rukkie. En miskien vir jou ook net so 'n klein rukkie. Daar was nog tyd om dinge te soek wat tot hulle vrede sou dien. Ek en jy het nog tyd. Weet nie hoe lyk jou hart nie, maar ek moet myne kort skoonmaak. Maar hier kruip goed hier uit, wat ek nie gedink het, bestaan nie. Op my knieë, Here, ek gaan nie hier opstaan voor dit nie weg is nie. Ons moet worstel teen ons swakhede. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek. En ek kry niks nie. Het jy vrugte? Wat sê die Here van ons? Kap hom uit. Hoekom? Waarom maak hy die grond nog onvrugbaar? Hy's negatief nie positief nie. Jesus se gehoor kon hierdie gelykenis nie verstaan nie. Dawid het oor Israel as die wingerdstok gesing wat uit Egipte gekom het. Die profeet skryf, want die wingerd van die Here, van die leerskare, is die huis van Israel. En die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. So, ons is die celebrities. Dis wat Jesaja geskryf het. Die geslag waarvan Jesus gepraat het die vyeboom in 'n wingerd voorgestel. So hy praat met hierdie mense en hulle is deel van hierdie gelykenis. Dit was die plek van sy spesiale sorg en seëninge. Jerusalem. Sy droom kom van die pragtige woorde van Jesaja. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te verneder. Hulle moes die karakter van God na die nasies toe uitdraai. Maar toe raak hulle eksklusief. Nee. Here kan nie sy genade mors op heidene en die honde nie, soos hulle gedink het nie. Theorieën is van Avaris, hoofstad van destyds van Josef en Moses, die antieke hoofstad van die Hyksos, vertel van Jakob wat hier gesterf het. Luister na sy sterwende woorde aan sy seun Josef. Josef is 'n boom wat vrugte dra. Dis mooi beeldspraak, né? 'n vrugteboom by die fontein. Sy takke groei oor die heining. Kan jy dit sien? Die God van jou vader sal jou help. Josef, die Almagtige, sal jou seën. Hy seën jou met reën uit die hemel, met water diep onder die grond uit, met moeders wat hulle kinders voed, met baie kinders. Prentjie van voorspoed, vrede. Die Here het Israel as 'n wingerdstok by die waters van die lewe geplant. Hy het dit op 'n baie vrugbare plek gedoen. Geografies, Israel was die wonderlikste plek op die planeet. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit geplant met veredelde wingerdstokke. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra. Maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Het jy al suurdruiwe geproe? Is nie lekker nie. Die mense in Jerusalem se dag het gedink hulle was meer aanneemlik by God as hulle vorige geslagte. Feit is dat hulle nie die vrugte van die Heilige Gees gedra het nie. Lees gerus in Galasiërs die vrugte van die Gees, 5 vers 22. Kyk of jy daai vrugte dra. Partykeer moet ons self ontnigter raak met betrekking tot ons geestelike toestand. Die kosbare mooi karaktereienskappe wat Josef besit het en wat 'n seën vir die wêreld was, het by die Joodse nasie ontbreek. Ons is uitverkies om te verkondig hoe wonderlik God is. En as ons dit nie doen nie, dan is ons nie uitverkies nie. God het sy seun gestuur om vrugte te soek, maar 0 gekry. Hoe lyk ons boom? Wat se vrugte hang in hierdie boom? Israel het die grond onvrugbaar gemaak. Jo, selfs sy bestaan was 'n vloek,
want dit het in die wingerd die plek opgeneem, waar 'n ander vrugbare boom kon gestaan het. Hy het die wêreld van seëninge beroof, wat God van plan was om te gee. Hulle moes sy karakter uitdra. Die arme heidene het in 'n gemors geleef. Hulle gode was wrede goeters. Polytheïsme. Die Jode het die karakter van God verkeerd aan die nasies van die wêreld voorgestel. Hulle was nie inklusief nie, hulle was eksklusief. Hulle was nie net hopeloos nie. Hulle was 'n hindernis. Tot 'n groot mate was hulle godsdiens vals. En dit het tot hulle ondergang, pleks van hulle verlossing gelei. Wat 'n godsdiens beoefen ons in ons gedagtes? In die gelykenis aanvaar die tuinier dat die onvrugbare boom afgekap moet word. Maar terselfdertyd verwys hy ook dat die eienaar se besorgdheid oor die toekoms van die boom. Jesus was so bekommerd en besorg oor sy kinders, die Jode. Niks sou hom so gelukkig gemaak het, as daardie boom sou groei en vrugte dra nie. Hy reageer op die eienaar se wens. Laat hom nog 10 jaar staan, asseblief, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, sies toe. Die tuinier het nie beswaar oor die uitkap van die boom gehad nie. Maar hy is bereid om die vrugtelose boom met nog groter sorg te versorg. Die Here het so baie gedoen om hulle te red. En hy doen so baie om jou en my te red. Die eienaar van die tuinier stel eweveel belang in die vrye boom. Net so ook het die Vader en die Seun hulle uitverkore volk baie lief gehad. Jesus het aan sy toehoorders gesê dat hulle meer genade en geleenthede sou ontvang om vrugbaar te word. Julle kan vrugbaar word. My Vader en ek kan julle help. Alles wat die liefde van God in staat was om te doen, sou in werking gestel word om hulle bome van geregtigheid te maak. Ek hou van die karakter van God, dit is so mooi. Hulle moes dan die vrugte van seëninge dra en dit met die nasies van die wêreld deel. Wat is sy plan? Die Jode moes dit deel. Dit is waarvoor hy hulle geroep het. Om vir die ander nasies te wys. Dit is ons God. En ons gee vir julle die kennis. En ons gee vir julle van ons rykdom. Hulle moes die briljantste nasie op die planeet gewees het. Jesus vertel nie wat die resultate die ekstra aandag aan die vrye boom opgelewer het nie. Dit is baie interessant. Hier eindig die verhaal. Hoekom? Die slot het by die geslag berus wat na Jesus se woorde geluister het. Aan hulle is die plegtige waarskuwing gegee. Maar so nie. Is dan nie vrugtes nie. Kan nie hom uitkap. En hulle huil. God wil ons nie uitkap nie. Dit het van die Joodse volk afgehang of hierdie onherroepelike woorde bewaarheid sou word. Die dag van vergelding was bitter naby. Met betrekking tot die rampe wat Israel sou begin tref, het die eienaar van die wingerd hulle genadiglik oor die vernietiging van die onvrugbare vrye boom gewaarsku. Ag, is dit nie mooi hoe Jesus preek en pleit nie? Hy doen dit ook met ons. Klanke van waarskuwing echo deur die eeue tot hier by jou en my. Kan jy dit hoor? Is jy daardie onvrugbare boom in die Here se wingerd? Loop ek met griewe rond, klaag, skindrek, of vertel ek hoe goed die Here is? Sal hierdie ernstige vonnis binnekort op ons voltrek word? Beslis. Wat se voordele en versorging ontvang ons van die hemelse tuinier? Ons het soveel om dankbaar te wees. Hoe lank wag hy al vir ons liefdesdade? As ek net na myself kyk, as ek 'n selfsugtige, lelike mens. My lewe kry kleur en sinvolheid. As ek vir jou glimlag, as ek jou vergewe, as ek iets vir jou bring,
Geluk lê in wat ons gee, fisies en psigies. Hoe dikwels het die evangelie boodskap ons harte verwarm? Baie keer in my lewe. Ons het die naam van Jesus aangeneem en behoort aan 'n kerk wat sy liggaam is. En tog weet ons nie of ons nie regtig 'n warm, intieme verhouding met hom geniet nie. Jy kan nie 'n verhouding met hom geniet as jy nie met hom verkeer nie. Hoeveel keer dink jy aan hom? Wat is jou gedagtes as jy gaan slaap en as jy opstaan? Ons besef, miskien vaag weg, dat ons die grond onvrugbaar maak. In sy groot genade het God ons nog nie afgekap nie. Hy kyk nie met 'n onverskillige blik na ons nie. Hy dra nie sy rug onverskillig op ons en loop weg nie. Dis nie die God wat ons dien nie. Hy laat ons nie aan selfvernietiging oor nie. Selfvernietiging, ons verwoes onsself as ons nie die riglyne van Jesus volg nie. En dis wonderlike riglyne. Luister hoe hy eeue van tevore in trane oor Israel uitgebars het. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Ek kan dit net nie doen nie. Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God en nie 'n mens nie. Hy wil nie dat ons verlore moet gaan nie. En miskien moet ons weer diep in ons hart kyk en die Heilige Gees vra om dinge te wys wat ons nie altyd raak sien nie. Die Heiland vol simpatie en deernis praat ook met ons, soos hy met Efraim gepraat het. Lukas 13:8. Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Met wat so onvermoeide liefde het Jesus nie tydens die tydperk van verlengde genade met Israel gepleit nie. Om te dink die God van die hemel word 'n mens om te pleit met hierdie slegte mensdom. En wat het hy uitgeroep toe hulle hom verwerp en in skande aan die kruis laat sterf het? Vader, asseblief vergeef hulle. Sy kop val op sy bors en hy sterf. Dis die God wat ons dien. Na sy hemelvaart is die evangelie vir die eerste keer in Jerusalem verkondig. Op 'n kragtadige wyse is die Gees uitgestort. Die eerste kerk het die krag en pragt van die opgestane Jesus verkondig. Hy het opgestaan, hy het opgestaan. Stefanus getuig, sy gesig het soos die van 'n engel gelyk. Handelinge 6 vers 15. Die klippe van Sanhedrin reën op hom. En hy sterf. Hy bring Jesus na hulle toe. Gooi hom dood. Die profesie van Daniël 9 word vervul. Hulle het hom verwerp en hy het gehuil. En sy toorn is sy trane eintlik. Alles wat die hemel kon gedoen het, is gedoen. Wat kan ek nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie, sê die Here. Wat is daar wat hy vir ons gedoen het? Wat kan hy meer vir ons doen? Hy het alles vir ons gedoen. Ons moet net reageer op sy liefde. Besef jy, my dierbare vriend, sy sorg en liefde verminder nie. Dit neem toe. Nogtans sê hy, ek die Here, sorg daarvoor. Ek lei dit gereeld nat. Dag en nag staan, ek wag daarby, sodat niemand dit kan beskadig nie. So pas hy ons op. As dit vrugte dra, goed. As dit nie gebeur nie, maak hierdie sinnetjie klaar met betrekking van jou, my. Die hart wat nie op die Here se pleitstem reageer nie, sal net soos die ryk jong man so hard word, dat hy uiteindelik nie meer op die stem van die Heilige Gees reageer nie. Heilige Gees praat nog, maar jy hoor hom nie meer nie. En dan die hartseer woorde, kap hom uit.
Waarvoor maak ek die grond onvrugbaar? Vandag kom die uitnodiging. Keer terug na die Here jou God. Ek weet nie of jy afgedwaal het nie, maar hier is 'n boodskap. Ek sal hulle ontrou genees. Wat 'n God. Bring jou bagasie. Hy sal dit hanteer. Ek sal hulle van harte lief hê. Ek sal vir Israel wees soos die tou. Hy sal bloei soos 'n lelie en hy sal so vas staan soos die Libanon. Die wat voorheen by die Libanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou. Hulle sal weer groei soos die wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van Libanon. Volgende keer. Die gelykenis van die mosterdsaadjie. Die tema handel oor die verlossingsplan. So mooi woord. God se verlossingsplan. Die uitgebreide groei van die koninkryk van genade. Die kerk, die Here begin klein, maar die gevolge is baie groot. My liewe vriend, vriendin, jong mens. Partykeer praat die Here met ons. Hy staan en klop by ons hartsteure. Sy by jou hart klop. Maak oop. Dit is die grootste ondervinding as hy inkom. En ons huise skoonmaak. Liefdevolle Vader, ek dank U vir U genade, U liefde en U verlossing. Ag, praat met ons en bekeer ons, want ons kan dit nie self doen nie. In Jesus naam, amen.